ek wil hierdie reeksie van die voorlewe van God nou tot 'n einde bring om anglisisme te gebruik tot konklusie te bring. En ek wil graag vir julle voorhou 1 Johannes 1 vers 3. En ek lees uit die 2020 vertaling uit. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun, Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Nou om hierdie vers in konteks te kan beskou, moet ons weer vers 1 en 2 lees. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Nou, daar is 'n probleem in die kerk. Die probleem is, in die groter gros van die kerk, is daar 'n duidelike onderskeiding tussen twee Jesusse. Want die Jesus wat ek Boena verkondig, verskil van die Jesus wat die kerk verkondig het. En daar is hierdie twee Jesusse wat in die kerkgenootskappe verkondig word. Nou die eerste Jesus wat hulle vreeslik oor aangaan, is die Jesus van Nasaret, tekens en wonderwerke. En word daar vir jou gesê, jy moet probeer wees soos Jesus, jy moet word soos Jesus, en jy staar jou blind aan die Jesus van Nasaret, waarvan die Bybel praat in die Ou Testament. Ja, Matteus, Markus en Lukas is Ou Testament. Want die Nuwe Testament het begin met Handelinge 28 vers 28, toe Paulus in opdrag van die Here die evangelie van die verborgenheid na die heidene geneem het. Jy sien, nou sê Johannes vir ons, hy sê, want ons verborgenheid, ons verbondenheid is met mekaar, want ons verbondenheid is met die Vader en sy Seun. Maar nou kwantifiseer Johannes hierdie Seun as die lewe wat by God was. Nou hierdie lewe wat by God was, wat die voorlewe van God is, vir die Christen, is dit die lewe, of is dit die lewe wat Jesus gewees het en gehad het en was as God. En dwars deur die hele skepping het daar die lewe van Christus gefunksioneer in die hele skepping, sê Hebreërs 1 en 2 vir ons. Hy het die skepping gedryf, hy het die skepping gedring, alles was in hom gegee en aan hom oorgegee. En tot en met die koms van Jesus van Nasaret was dit Christus, die lewende en die almagtige God, wat geleef het. Maar die lewe wat hy geword het as Jesus van Nasaret, was nie die lewe waardeur ons gered is nie. Waardeur ons gered was die offer van die lewe van Christus as God vir ons. Onthou julle? Ek het in die eerste boodskap het ek gesê, wat is hier die Christus wat gegenereer is uit die Vader? Hierdie Christus wat uit die Vader gegenereer was die offerlam deel van God, die deel van God wat sou sterf op die kruis, om ons sondes vry te maak, vry te spreek en ons te red deur sy lewe. Maar vanaf voor die grondlegging en vanaf die grondlegging van die aarde, en deurlopend in die aarde, tot en met die koms van Jesus van Nasaret,
was dit altyd die lewe van Christus gewees wat God in ons wou inplaas. Maar nou kom die kerk en hulle kyk net na hierdie 3 jaar van Jesus se lewe op die aarde en hulle rig hulle hele lewe in volgens hierdie 3 jaar van Jesus van Nasaret. En hulle wil hê dat hierdie Jesus van Nasaret moet hulle lewe begelei. Hulle wil hulle lewe volgens hierdie Jesus van Nasaret skik. Maar die eintlike Christus, wat God wil hê ons lewe volgens moet skik, is Christus, die lewende en die waaragtige God, wat nog voor Abraham was, die ek is. Jy sien, die Here wil hê, ons moet die lewe van Christus, die voor God lewe, of die voorlewe van God, voor die grondlegging van die aarde, voor die skepping, voor alles, daardie is die lewe wat die Vader wil hê, ons moet hê. En hy manifesteer daardie lewe in die persoon van Christus. Want in die persoon van Christus, al wat hy vir ons gedoen het, toe hy as Jesus van Nasaret gekom het, hy het ons in hom ingeneem en ons kruis toegeneem, waar hy as God vir ons gesterf het. En in Getsemane, daar het Christus ons in hom ingeneem, want daar was hy wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde gemaak. En het hy daar sy godheid, die offerdeel van God se hart, het hy opgeneem en kruis toe gegaan, en ons het in hom kruis toe gegaan en in hom gesterf, in hom begrawe en in hom opgestaan en in hom opgevaar hemel toe. En in hom wat ons lewe is, het hy ons gaan verberg in God, ons gaan verborge maak in die Vader. Want ons lewe, sê Paulus in Kolossense 3, is in Christus in God verborge. En in hierdie Christus, in wie ons lewe in God verborge is, in hierdie Christus is ons ook aan die regterhand van God die Vader. Kan jy sien wat die kerk se probleem is? Hulle fokus op hierdie 3 jaar van Jesus van Nasaret, maar hulle vergeet van die God in sy voorlewe en sy naopstandingslewe en sy lewe tussenin die testamente. Die lewende God. Hy sê, dit is die lewe, dit is die boodskap wat hy getuig en wat hy verkondig, sê Johannes, dat hierdie boodskap is die ewige lewe van God. Die voorlewe van God, die deurlopende lewe van God as God, nie as Jesus van Nasaret nie. En dan die lewe wat Christus as God weer opgeneem het, daardie lewe is die lewe van die gelowige. Nou soos in daardie lewe is, verbind met Christus, geabsorbeer deur Christus, geneutraliseer deur Christus se lewe, ter dood gebring is in Christus se lewe, en hierdie lewe van Christus het ons lewe geword, die voorlewe van God, die lewende, waaragtige lewe van Christus Jesus, hy wat die waaragtige God is, wat die ewige lewe is. Daai is die Christus wat die kerk nie verkondig nie. Want die kerk verkondig die Jesus van Nasaret en sê ons moet ons lewe inrig volgens Jesus van Nasaret, maar nie volgens Christus die lewende God wat deur die Heilige Gees ons in die volle waarheid van God lei nie. Jy sien hier die Christus wat in ons is, wat die Vader in ons geplaas het as die saad van God, het ons gewederbaar met die kennis en die sin en die verstand en die siel en die gees van Christus. Dat ons in hierdie sin en hierdie siel en hierdie verstand van Christus God die Vader kan leer ken en hom kan identifiseer. As jy na 1 Korintiërs hoofstuk 2 kyk, dan noem Paulus 'n paar baie belangrike dinge hierso.
En dit dring inherent in met ons verbondenheid aan Christus. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê, wel wysheid. Nie wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor die tye vir ons heerlikheid bestem het. Ons wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig nie, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Maar aan ons het God dit deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van die mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde van menslike wysheid wat ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel, en die ou vertaling sê vergelyk. As daar nie 'n eenheid is met jou en Christus nie, as Christus nie jou absolute lewe is nie, en as Christus nie vir jou absoluut in hom ingeneem het, en jy het absoluut tot eenheid in Christus gekom deur die kruis en deur sy opstanding nie, en as jy nie in hierdie Christus wat vir ewig lewe, en wat die voor God lewe is, en in die naopstandings God lewe is, as jy nie in hom is nie, het ek en jy nie gemeenskap met mekaar nie. Want dan rig jy jouself volgens 'n dooie Jesus, die Jesus van Nasaret, waar ek my lewe rig, volgens die lewende Christus in die hemel. Ek kan nie dat Jesus van Nasaret my lewe wees nie, hy kan nie wees nie, hy was 'n mens, hy was 'n Jood gewees, aan Israel gestuur. Die enigste een wat my lewe kan wees, is hierdie Jesus Christus, wat nog voor die tye, voor die grondlegging van die aarde geleef het, en met sy opstanding sy God lewe weer opgeneem het, en wat tussen die testamente nog steeds die lewende God was. Jy sien, dit is die lewe wat God wil hê wat in ons moet wees, die lewende Christus, nie die dooie Jesus van Nasaret nie. As hierdie lewe van Christus, wat sê die Bybel, wat is hierdie ding waartoe Johannes getuig? Hy sê, dis die getuienis van God, 1 Johannes 5 vers 11, dat die lewe is in die Seun, vers 12, en wie die Seun van God het nie die ewige lewe nie, vers 20, dat hierdie Christus is die waaragtige God en die ewige lewe, en ons is in hom, en Kolossense 1:27, hy is in ons. Jy sê, dit is nie Jesus van Nasaret wat in my en in jou is nie, dit is Christus, die lewende God, en sy lewe wat in my is, 'n lewe wat in misterie gehul is, wat net die Heilige Gees openbaar, want die Heilige Gees verheerlik net die hemelse Christus, die Christus wat opgestaan het uit die dood uit. Jy sien, as daardie lewe in my en in jou funksioneer absoluut, as Christus as homself in my funksioneer, en homself as God in my uitleef, en ek deur hom as God uitleef na buite, en God deur Christus wat God is in my lewe, ek dan ook deur Christus wat God is, vir God lewe, net soos Christus God is. Dit beteken dat die God lewe van Christus het my lewe geword en het jou lewe geword, die opgestaande lewe van die lewende Christus, nie Jesus van Nasaret nie. En as daardie lewe nie gerealiseer het en gemanifesteer in jou, en as jy dit nie besef en begryp en bely nie, het jy geen gemeenskap met die Vader of die Seun nie. Maar as daardie lewe in jou is, en Christus is daardie lewe, daardie God lewe van Christus, as dit in jou is, dan het jy deur hierdie lewe wat Christus in jou is, in jou eenslewe, gemeenskap met die Vader, die Seun en
wil ek byvoeg die Heilige Gees. In hierdie Christusse lewe kom ek in 'n Triniteitseenheidslewe met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En kom die Triniteitsgod in een lewe in my inwoon. En dan met hierdie lewe, hierdie Gees van Christus wat in my is en wat my lewe is, daardeur het ek gemeenskap met die Vader en met die Seun. Jy sien, want dit is al wat by God tel, is die lewe van Christus. Want in Christus is ek en hy een Gees, een lewe, een uitdrukking. En dit is wat God aanvaar. As Christus nie die lewe in jou is nie, het ek en jy geen ooreenkomste met mekaar nie, het ons glad die gemeenskap met mekaar nie, want dan is jou gemeenskap nog steeds met Jesus van Nasaret, maar myne is met Christus die lewende God. En as daai lewende Christus nie in jou materialiseer nie, en as hy nie jou lewe is nie, jy maak hom nie jou lewe nie, dan het jy geen gemeenskap of verbondenheid met God hoegenaamd nie. Die enigste verbondenheid wat jy en ek het met God is nie deur Jesus van Nasaret nie, maar deur Christus, die lewende God. Deur hom is ek verbind met die Vader, en deur hom is die Vader verbind en verbonde met my, en deur hom Christus in my, en Christus in jou, het ons dan net soos Christus diep goddelike gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want dit is Christus, God in my, en sy lewe wat daai gemeenskap bring. Nou ja, tot ons weer gesels, die Here seën julle. Totsiens.